Ons gaan kyk na Newton se universele gravitasiewet. My eerlike opinie oor hierdie hoofstuk, daar's net een plek waar jy uitgevang kan word, dit bly die afstand. Die rede is afstand, dit hang af hoe dit gemeet word, is dit van oppervlak tot oppervlak, want Newton se universele gravitasiewet sê vir ons meet van middelpunt tot middelpunt, so jy moet altyd die radius van planete in gedagte hou. En die ander ding is in die formule onthou net afstand word gekwadreer, so jy moet daai kwadraat gebruik. So hierso gee hulle vir julle al die inligting, die vraag, Deimos die kleinste planeet van Mars, se afstand van Mars se oppervlak asseblief. Daar is die eerste vangplek. Dan die krag is die 8,92 maal 10 tot die 13 Newton. Die tabel gee vir die massas en dan die radius van Mars. Hier is die definisie, leer, skryf neer, daar's net teorie. 4.2 vra vir jou, bereken die radius van die maan Deimos. Dan sê hulle rond hierdie berekening slegs by die finale antwoord af. Dis hoe dit altyd geld, jy mag nie in 'n vraag afrond nie, maar as jy nou die vraag benader, gaan jy doeteenvoudig begin met Newton se universele gravitasiewet formule. So F is gelyk aan G m1 m2 op r kwadraat. Nou hulle gee vir die kraggrootte 8,92 maal 10 tot die mag 13 Newton. G is jou konstante 6,67 maal 10 tot die mag minus 11. Dan die massa van Mars gee hulle vir jou in die tabel is 6,39 maal 10 tot die mag 23 en hulle gee vir die massa van planeet Deimos wat die 1,51 maal 10 tot die mag 15 is. Daar is terrible. Gedeel deur r kwadraat. Dis nou die afstand, dis die middelpunte kwadraat. So wees nou versigtig as jy nou r gaan bereken, jy het nou die vierkantswortel gekry, is dit nou 26,0827,79 meter. Nou wees versigtig en ek teken gou die skets vir jou net rolweg. Kom ons sê hierdie is Mars en hierdie is Deimos. Volgens Newton se universele gravitasiewet is die afstand wat ek bereken van middelpunt tot middelpunt, wat min of meer daar ergens lê. Dis die afstand ek nou bereken van die 2, 6, 8 en nou die res van die syfers. Nou die vraag het vir my gesê, die afstand tussen die oppervlakte, so hulle werk nou met hierdie afstand, is 'n sekere syfer, sekere getal. Hulle vra vir my bereken die radius van Deimos. So nou kan ek die radius van Mars aftrek, ek kan die afstand aftrek wat hulle vir my gegee het, en dan gaan ek hierdie oorblywende stukkie kry wat die radius is van Deimos. So daai antwoord wat ek het is die totale antwoord. Die radius van Deimos is nou die totale waarde 268,60827,79 minus die afstand wat hulle vir my gegee het tussen die oppervlaktes wat 234,65627 is, 0,79 is. En dan gee hulle vir my hierso die radius van Mars. Nou wees net versigtig, dit word in kilometer gegee. So nou moet ek nog steeds gaan aftrek. Net hier vir my plek los. 3389 maal 10 tot die mag 3, want ek moet kilometer omskakel na meter toe. Onthou asseblief om die omskakeling te doen. Nou as jy dit gaan doen, gaan jy opeindig met 'n radius van 6200 meter. Vangplekke hierso, maak asseblief seker hulle werk, waar jy bereken die afstand tussen die middelpunte, hulle gee vir die afstand tussen die oppervlaktes, en jy moet die radius van Mars moet jy gaan omskakel na kilometer toe. So wees versigtig, daar's weer eens, alles gaan net oor die afstand, maar daar's 3 vangplekke, alles gaan oor afstand. Dan sê hulle vir jou, ruimtetuig Viking 1 het in 1975 naby die oppervlak van Mars gewentel. Op hierdie onbekende hoogte
was die grootte van die gravitasie-aantrekkingskrag tussen Mars en die ruimtetuig 3293 Newton. Nou vra hulle bereken die gravitasieversnelling. Nou die gravitasieversnelling van 'n planeet hang net af van die planeet se massa en die planeet se eie radius. Nou omdat ek werk met Mars, gaan ek sê gravitasieversnelling is my konstante maal die massa gedeel deur r². Gravitasieversnelling dis wat ek wil bereken. G is my konstante 6,67 maal 10 tot die mag minus 11 en dan die massa van Mars weer eens gee hulle vir my in die tabel daarbo 6,39 maal 10 tot die mag 23 en my afstand of die radius weer eens is 3389. Onthou dit is kilometer, so jy moet omskakel na meter toe en onthou die kwadraat. En jou gravitasieversnelling 3,71 maal 10 tot die mag 3,71 meter per sekond. Wees asseblief versigtig. Die ruimtetuig, die jaartal, die hoogte, die krag, niks beïnvloed gravitasieversnelling nie. Dis hierdie punt onnodige inligting. Gravitasieversnelling word net beïnvloed deur die massa van die planeet en die radius van die planeet. Nou gaan jy eers die res van die inligting gebruik. So nou wat hulle vra, bereken die massa van Viking 1 of die ruimtetuig. Dan sommer hier onder doen wat wil die waarde net sien. Kon jy dood eenvoudig gesê het F is gelyk aan M maal G. Jy het nou die gravitasieversnelling van die planeet of van Mars bereken en jy het die kraggrootte wat die 3293 is. En nou kan jy die massa gaan bereken. Die massa eindig dan op as 887,6 kilogram. So maak asseblief seker dat jy nie vasgeval word in die idee dat inligting gegee is en jy moet dit onmiddellik gebruik nie. Sê weer vir jou die versnelling van 'n planeet hang net af van die massa en die radius. By die tweede vraag, die vangplek weer eens was afstand gewees. Onthou jy werk volgens die formule middelpunt tot middelpunt. Hulle het vir jou inligting gegee van oppervlak tot oppervlak en dan moet jy net die radius gaan aftrek. Dis dit.